Daar's 'n oomblik wat ek dink aan baie gesinne gebeur wat iets onthul oor hoe mense met vertroue omgaan. Het gebeur wanneer 'n jong kind op die rand van 'n swembad staan, terwyl 'n ouer in die water wag met oop arms. Die ouer kyk na die kind en glimlag en sê, "Spring, ek het jou." En ons ken daardie prentjie, die kind beweeg nader aan die rand en dan huiwer hulle, en dan kyk hulle af in die water en dan terug na die ouer en soms lag hulle senuweeagtig, soms hurk hulle af, soms tree hulle sommer weer weg van die rand af en jy kan amper daai berekening in hulle koppie sien gebeur. Die water lyk diep, die afstand voel groot en die oomblik vra iets van hulle wat hulle nog nie seker is hulle is gereed om te doen nie. Maar uiteindelik, die kind spring. Nie omdat die water skielik minder skrikwekkend lyk nie, maar omdat hulle besluit dat die arms van die ouer wat op hulle wag meer betroubaar is as die vrees wat hulle voel. Nou daai oomblik vang iets vas van die aard van geloof. Geloof is nie om te maak asof die water vlak is of die afstand klein nie. Geloof is om te besluit dat die hande wat op jou wag betroubaar is. In baie opsigte dra die gebed wat Jesus in die kruis af bid, dieselfde soort vertroue. Dit is 'n gebed wat vrees laat gaan en rus in die sekerheid dat God se hande getrou is. Ons lees in Lukas 23 hierdie woorde, ons hoor hoe Jesus naby die einde van sy lewe sê, "Vader, in u hande gee ek my gees oor." En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. Hierdie woorde weer klink 'n veel ouer gebed uit Psalm 31, waar die psalmis sê, "In u hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van trou." Nou wat belangrik is om op te let, is dat Jesus in daardie oomblik nie 'n nuwe gebed in daai oomblik uitdink nie. Hy bid woorde wat gelowige mense vir geslagte voor hom gebid het. Joodse ouers het hulle kinders hierdie vers geleer as deel van hulle aandgebede voor slaaptyd. In u hande gee ek my gees oor, het beteken dat die persoon wat dit bid, hulle self volkome in God se sorg plaas, voordat hulle hulle oë toemaak en rus. Dit beteken dat wanneer Jesus hierdie woorde aan die kruis sê, hy iets onthul oor die manier waarop hy sy hele lewe geleef het. Die kruis produseer nie skielike vertroue in hom teenoor sy Vader en God nie, die kruis openbaar die vertroue wat nog altyd daar was. Sy lewe is geleef, sy lewe spreek van hierdie diepe bewusheid dat hy in die hande van die Vader behoort en dat hy glo dat die hande van die Vader getrou is. En hierdie gebed word 'n gebed vir ons. In die gesindheid van ons eie lewe saam met die Here wanneer ons op moeilike oomblikke kom. En dalk 3 uitnodigings vir ons. Die eerste beweging van hierdie gebed nooi ons om beheer te laat gaan. Baie van my en ek dink baie van ons daaglikse energie word bestee aan pogings om die lewe te beheer. Ons probeer uitkomste bestuur, gesprekke lei, persepsies vorm en bestuur en die toekoms so goed as moontlik verseker. Ons beplan noukeurig, ons antisipeer moontlike probleme en ons probeer seker maak dat dinge ontvou volgens die paai wat ons voorgestel het. Maar hier is die ding, wanneer ons glo dat alles van ons afhang, word die gewig van die lewe baie keer te swaar. Met verloop van tyd ontbloot die lewe hoe beperk ons beheer eintlik is. Ons kan nie die besluite van ander mense beheer nie. Ons kan nie altyd die skielike veranderinge wat oor ons lewenspad kom beheer nie. En ons kan beslis nie die toekoms beheer nie. Om te dink dat jy die lewe kan beheer, omdat jy die regte keuses maak, is amper soos om te dink dat omdat ek 'n vegetariër is, gaan die bil my nie storm nie. Jy kan baie dinge reg doen, en tog steeds deur die lewe verras word. Die lewe gaan jou nie misloop of verbygaan bloot omdat jy glo jy het al sonder beheer nie. Daar kom oomblikke wanneer dinge gebeur wat jy nie gekies het nie, wat jy nie voorsien het nie, en wat jy ook eenvoudig nie kan regmaak nie.
En interessant genoeg word ons van kleins af geleer om te beheer. Wanneer ons baie klein is, begin dit by ons liggaam. Ons moet leer om ons bewegings te beheer, ons blaas te beheer, ons gedrag te beheer. Later skuif dit oor na ons emosies. Ons leer dat sekere gevoelens en emosies aanvaarbaarder is as ander, en dat ons onsself moet beheer, sodat ons nie te veel wys van wat binne in ons aangaan nie, nee. Mettertyd skuif dit na 'n sosiale vlak toe, waar ons leer om ons beeld te bestuur, om te beheer hoe mense ons sien, wat hulle van ons dink, hoe ons in hulle oë lyk. En so groei daar 3 diep behoeftes in ons harte. Die behoefte om in beheer te wees, behoefte om aansien te hê en aanvaarding te hê, en die behoefte aan sekuriteit. En as 'n mens eerlik kyk na baie van die spanning en teleurstelling en seer waarmee ek en jy leef, sal jy sien hoe dikwels dit met een van hierdie 3 dinge te doen het. Ons raak so onrustig wanneer ons beheer verloor. Ons word diep seer gemaak wanneer ons aansien bedreig word. En ons het vrees wanneer die dinge wat vir ons sekuriteit gee begin wegval of wankel. So die vraag is nie of hierdie behoeftes in ons leef nie, dit doen. Die vraag is wat gebeur wanneer die lewe ons dwing om te besef dat ons nie hulle werklik kan beheer nie. Wanneer Jesus bid, Vader, in U hande gee ek my gees oor, laat gaan hy sy eie beheerbehoeftes. Hy probeer nie die situasie gryp of die uitkoms in sy gunste forceer nie. In plaas daarvan laat hy homself rus in die vertroue dat sy lewe uiteindelik aan die Vader behoort, hy wat in beheer is. En deur dit te doen, wys Jesus ons dat geloof begin wanneer ons die greep loslaat op die oortuiging dat alles van ons lewe van ons afhang. Die tweede beweging van die gebed is dat ons lewens aan God kan toevertrou. Jesus laat gaan nie beheer en funksioneer nie ewe skielik hier in hierdie vakuum nie. Dit is nie wishful thinking, ons hoop nou vir die beste nie. Hy laat sy lewe gaan in die hande van die Vader. Die hande wat sy lewe ontvang behoort aan iemand wat hy ken en wat hy vertrou. En uiteindelik gaan dit oor 'n lewe van geloof. Jesus nooi ons om 'n diep verskuiwing te maak oor hoe ons oor die lewe dink en hoe ons oor God dink. Hy nooi ons om te erken dat ons nie in beheer is nie, maar dat God in beheer is. En dit beteken dat wanneer die moeilike en selfs pynlike dinge van die lewe kom, die uitnodiging nie is om in vrees of wanhoop vas te val nie, maar om te glo, te vertrou. Om te glo dat God steeds werk. Dat hy kan omdraai wat ons nie kan omdraai nie. Dat hy kan verander wat vir ons onherstelbaar lyk. En op hierdie manier begin 'n mens met 'n diep bewustheid om te gaan met die lewe. 'n Werklikheid wat groter is as my eie vermoëns, groter as my eie planne en groter as my eie beheer. En dan besef ek dat my lewe nie net op my skouers rus nie. Dit is nie net my verantwoordelikheid om alles reg te kry nie. Daar's iemand groter as ek self wat teenwoordig is en wat werk in die agtergrond. Geloof beteken dat 'n mens jou lewe in daardie werklikheid kan plaas, dat jy jouself aan God toe vertrou en begin sien wat gebeur, wanneer 'n mens se lewe nie net uit jou eie krag geleef word nie, maar uit vertroue. Maar dit vra van ons om uit 'n sekere manier van dink te groei. Baie van ons word grootgemaak met 'n baie eenvoudige, dualistiese manier om na die lewe te kyk. Dinge is of goed, of sleg, of reg, of verkeerd, of sukses, of mislukking. En wanneer 'n mens die lering van Jesus met hierdie soort denke benader, raak dit so gou wetties en uiteindelik dood. Dan word die evangelie 'n stel reëls wat jy probeer toepas, en dit bring nie lewe nie, maar eerder druk. Jesus nooi ons agter om bo daardie eenvoudige of dit denke uit te styg. In die bergpredikasie, dit is vir my, ek gaan gereeld terug na dit toe. Daar wys hy 'n ander manier om na die werklikheid te kyk. Hy wys dat die lewe nie net staan uit dit of dat nie, maar dikwels uit dit en dat. Daar's 'n ou Chinese volksverhaal wat hierdie wysheid so mooi illustreer.
'n boer het 'n sterk hings gehad, wat al die werk op sy plaas gedoen het. En op 'n dag hardloop die perd die berge in en hy verdwyn. En die buurman kom na hom toe en hy sê, dis verskriklik, dis seker die slegste ding wat met jou kon gebeur. Maar die ou boer wat al lank saam met die lewe geleef het, antwoord net, miskien. 'n Paar dae later kom hierdie perd terug en saam met hom 'n hele trop merries uit die berge. En skielik het die boer baie meer perde as voor en die buurman sê, jy's nou sekerlik die gelukkigste man wat daar nog ooit was. En die boer antwoord hom weer, miskien. Kort daarna probeer sy seun een van die nuwe perde inbreek. Hy val af, hy breek sy been en weer sê die buurman, dit is seker die ergste ding wat kon gebeur. En die boer antwoord, miskien. 'n week later kom soldate deur die dorp om al die jong manne op te roep vir oorlog, maar sy seun hoef nie te gaan nie omdat sy been gebreek is. En die buurman sê, jy is seker die gelukkigste man wat daar is. En die boer antwoord weer, miskien. Dis 'n tong in die kies verhaal wat ons aan iets belangrik herinner. Ons is so baie vinnig om te oordeel wat met ons gebeur. Ons verklaar sekere dinge onmiddellik as rampspoedig en ander as 'n seën, maar eers met tyd sien ons soms wat daaruit gebore kan word. Baie mense, ek self, het al teruggekyk op 'n verlies of 'n krisis of pyn en gesê dat dit uiteindelik een van die belangrikste draaipunte in hulle lewe geword het. Nie terwyl hulle daardeur, nie terwyl ek beleef het wat ek in daai pynlike situasie beleef het nie. Toe het ek dit nie gesien nie, maar later het ek gesien wat uit dit gegroei het. En wat Jesus ons leer, is dat selfs in die moeilike dinge van die lewe, geskenke opgesluit kan wees, wat ons aanvanklik nie raak sien nie. Die feit dat iets pynlik of selfs boos is, beteken nie dat die Here nie steeds daarin kan werk nie. Hy is God. Hy is almagtig. Hy is in beheer. Wie sê dat die Here nie juis uit die moeilike en gebroke dinge van ons lewens iets niets kan voortbring nie? Ek dink aan Josef se verhaal. Dis verskriklik wat met hom gebeur. En dan word hy koning en dan sê hy vir sy broers, dit wat julle bepaal het vir die sleg, het God omgekeer vir die goed. En ons het dit al self gesing, as 'n geloofsfamilie. All shall be well. Dit beteken nie dat alles maklik of mooi is nie, maar dat die Here self deur die gebroke dinge van ons lewe kan werk. Die skrif sê immers, dat hy alles ten goeie kan laat meewerk, vir die wat hom liefhet en volgens sy wil. As ons kyk na die geslagsregister van Jesus in Matteus 1, sien jy iets hiervan? Geslagsregisters in daardie wêreld het gewoonlik net man se name ingehaat, want mans was beskou as die belangrikste skakel in die voortsetting van 'n familie. En tog word daar 4 vroue genoem. Nie eers die soort mense wat 'n mens sou verwag in 'n eerbare familiegeskiedenis moet wees nie, hoor. Party van hulle se geskiedenis laat jou frons. En tog staan hulle daar, in die lyn waaruit Jesus self gebore word. Soos die skrif wil sê, dat God se werk nie gestop word deur menslike gebrokenheid nie, inteendeel, hy werk deur dit. Hy neem selfs die ingewikkelde gebroken, soms skandalige dele van menslike geskiedenis, van my storie en jou storie, en laat dit deel word van sy groter verhaal. Wanneer Jesus sê, draai jou ander wang, of dat jy verder moet loop as wat van jou gevra word, of dat jy moet gee wanneer iemand van jou eis, beskryf hy nie 'n passiewe of 'n swak lewe nie, hy beskryf 'n innerlike houding, wat nie voortdurend teen die werklikheid beklei nie. Beteken nie ons gaan onreg goed praat, of alles aanvaar asof dit reg is nie, maar dit beteken wel, dat wanneer iets met jou gebeur, wanneer jy verlies beleef, jy nie jou hele energie spandeer om teen die werklikheid te veg nie. Daar kom 'n punt waar 'n mens sê, dit het nou gebeur. Dis nou die werklikheid. En in daai oomblik kies 'n mens nie om op te gee nie, maar om oor te gee. Om te vertrou, daar's 'n verskil tussen die twee. Om op te gee is wanhoop, om oor te gee is vertroue. Dis om saam met die stroom van die lewe te beweeg en te kyk hoe die Here juis daar nuwe moontlikhede begin oopmaak. Kan jy hom vertrou? En dan die derde beweging van hierdie gebed nooi ons om God met die uitkomste van ons lewens te vertrou. En hierdie is waarskynlik die moeilikste deel van oorgawe.
Wanneer Jesus sy gees in die Vader se hande oorgee, vertrou hy God nie net met sy hele lewe nie, maar ook met die uitkoms van daardie lewe. 'n Mens kan soms so nog aanvaar dat ek kan nie alles beheer nie. En jy kan selfs bely dat jou hele lewe diep aan God behoort, dat jy hom vertrou. Maar diep binne in jou, wil jy steeds sê dat die verhaal op 'n sekere manier moet eindig. Ek sê dikwels dat ek God vertrou, maar wat ek eintlik bedoel is dat ek hoop, hy sal vir my die uitkoms gee wat vir my sin maak. Ons wil graag oorgee, solank as wat daai oorgawe nie beteken, dat hierdie storie anders gaan uitdraai as wat ek gehoop het nie. In die week sit ek met iemand in 'n geestelike gesprek en die persoon is besig met die Here te vroeg en wil vertrou, hy wil hom so graag vertrou, vir die volgende seisoen van hulle lewe. En aan die einde van ons ontmoeting sê die persoon, hulle wil graag bid. En in die gebed hoor ek hierdie frase: Here, mag die toekoms wat ek vir myself sien in lyn wees met die toekoms wat U vir my sien. En na die gebed kom hierdie vraag in my hart op en ek vra die persoon: Hoor hier, het jy al vir die Here gevra hoe lyk sy prentjie en sy idee oor jou toekoms? Jy bid nou dat jou prentjie sal belyn wees met sy prentjie, maar weet jy, het jy hom al gevra wat sy prentjie is? Die persoon het my stip gekyk in die oë en skielik vol trane. En hulle sê ek het nie. Hoe kon ek hom nog nie vra nie? Ek is so vasgevang in my planne en my idees en my opsies. En haar hele perspektief voor die groot besluite wat sy moet maak skuif. Niks het in die buiteomstandighede verander nie, maar alles het in haar verander. Toe sy besluit, selfs die uitkoms, wil ek aan hom oorgee. En ek wil hoor hoe hy dit sien. Het jy al met die Here gepraat oor wat hy vir jou lewe sien? Kan jy hom vertrou? Kan jy oorgee dat sy hande veilig is? Jesus het die Vader se hart geken. En die prentjie wat God gehad het vir hierdie ongelooflike plan en lewe wat Jesus moet kom leef, het in hom geleef. Die skrif herinner ons wat se hande dit is wat ons lewens kan in oorgee. Sy hande is die hande wat skep. Dis hande wat iets uit niks kan maak. Dis hande wat vorm gee aan dit wat nog vormloos is. Dis hande wat nie terugdeins vir chaos nie, maar juis orde en lewe daaruit laat ontstaan. Ons sien dit in Genesis. Dis hande wat red. Dis hande wat 'n pad maak waar daar geen pad lyk of daar geen pad is nie. Dis hande wat tussen mense en hulle bedreiging staan. Dis nie hande wat gevaar eenvoudig wegwens nie, maar hande wat mense deur vloedwaters dra. Dis hande wat standvastig vashou. Dis hande wat vashou wanneer alles rondom jou begin skuif. Nie omdat jy sterk genoeg is om vas te klou nie, maar omdat hy getrou genoeg is om jou nie te laat val of te laat gaan nie. Dis die hande wat aanraak, wat ander vermy, hande wat nie terugdeins vir gebrokenheid of onreinheid nie. Dis hande wat in aanraking selfs genesing bring. Dis hande wat wat seën. Dis hande wat oor mense uitgestrek word, nie om hulle te beheer nie, maar om goed oor hulle lewe te spreek. Dis Vaderhande wat brood breek en voorsien. Dis hande wat selfs uit gebrokenheid voeding laat kom. Dis hande wat in die stof skryf wanneer ander mense klippe wil optel. Dis hande wat nie haastig is om te oordeel nie, maar ruimte maak vir genade. En uiteindelik is dit die hande wat die merke van spykers dra vir jou en vir my. Die hande waarin Jesus homself oorgee, is nie hande wat nie weet wat oorgawe kos nie. Dis hande wat self die wonde van liefde saamgedra het. Dis die hande. Dis die hande waarin jy vandag jou lewe kan oorgee. Die uitkoms van jou lewe in kan toevertrou.
Dis die hande wat jou liefhet. En Here, help ons, wees ons genadig, om met geloof en met vertroue in U hande van trou oor te gee. Vergewe ons daar waar ons eie pad en gedagtes en planne beraam en volg. Vergewe ons dat ons luister na stemme om ons wat nie in lyn is met die stem nie. Ons kom weer en draai terug, draai na U toe, draai na U hande. En dankie dat U hande ons keer op keer ontvang. Met liefde, met genade, en met soveel deernis. In Jesus naam. Amen. As jy 'n behoefte het aan gebed, is jy so welkom om uit te reik en ons te kontak. Van ons spanlede is gereed om saam met jou te bid. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vrede van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.